Hallo en welkom by hierdie video. My naam is Azania Erasmus. Ek gaan vir jou 'n bietjie vertel van waar ek van waar ek kom en my agtergrond. Okay. Ek is van Bowling Queenstown in die Oos-Kaap. Ek is betrokke vir die afgelope 8 jaar al in early childhood development. So kinders is 'n baie groot passie van my want ek voel kinders is ons toekoms, so ek wil ons toekoms verbeter. En enige manier hoe ek dit kan doen is goed vir my. So, waar gaan ons gesels in hierdie video? Ek gaan vir jou 'n bietjie meer vertel oor die belangrikheid van lees en hardop lees vir jou kind. En wanneer begin ons? Okay. Wanneer begin ons vir ons kind hardop lees? Dis nooit te vroeg of te laat om dit te begin nie. Okay. Wat is die voordele? Onthou, kinders en babas se breine is soos sponsies. So met ander woorde, hulle suig op al die inligting rondom ons rondom hulle in daai spesifieke omgewing. Soos hulle, as jy as ouer of vir my wat in 'n dagsorgsentrum werk, jy begin jouself sien in daai kind se houding en se handel dag tot dag. So vir my was dit baie oplettend om te sien hoe kinders na 4-5 maande jou gedrag begin aanleer. En dit hoekom dit so belangrik is vir ons as ouers en opvoeders om te kyk wat ons sê en hoe ons sê en die uitspraak wat ons doen vir ons kinders. Want onthou, hulle leer van ons af, hulle leer van kleins af. Okay. Nou om dit uit te bring by die leesdeel van 'n kind se lewe en as groot mens en groot word jare. Hoekom lees jy vir jou kind? Of watter storie lees jy vir jou kind? Okay. En waar begin ons? Ons begin met 'n basiese storie. Wanneer ons begin ons met die kind in ons skoot in 'n kalm, rustige plek waar geen distraksies is nie. Want onthou, jy leer vir jou kind 'n nuwe vaardigheid aan op die einde van die dag. En dit is ook so belangrik, want jou kind gaan sien wat jy doen en hulle gaan jou begin mimiek, want dit is wat hulle sien. Okay. En wanneer ons lees, bou ons ons band tussen mekaar. So dis nie net, ons lees nie net 'n storie en ons gaan ons aparte separate ways weer nie. Nee, ons bou 'n band met ons kinders oor waaroor die storie gaan en ons leer vir hulle vaardighede aan. Okay. So, wanneer ons begin, soos wat ek genoem het, begin ons in 'n stil, rustige plek, want onthou, baie van ons gebruik lees om te ontspan en om van ons brein die kans te gee om net 'n bietjie te relax en om op inligting in te kry. Okay. Nou mag jy dalk vir my vra, wat 'n storie lees ek vir my kind? Basiese stories. Ons kan begin met stories waarvan hulle hou en hulle gaan gou ook vir jou vertel, maar ek hou van diere, of ek hou van karre, of ek hou van prinsesse, of ek hou van feeverhale. So dit is waar ons begin. Ons begin met stories wat hulle gaan interesseer en wat hulle gaan vorendag bring om deel te neem wanneer ons lees. So, en dit is wat ons wil hê, want ons wil hê hulle moet deelneem terwyl jy ons lees en hulle moet iets kan leer terwyl ons lees. Okay. Met dit gesê, ons hoef nie te begin wanneer hulle groter is nie. Ons kan begin wanneer hulle kleiner is. Maar onthou, ons bou op ons vaardighede, want dit is heeltyd
'n leerproses vir ons kinders. En wanneer ons kinders die vaardigheid aangeleer het by die skool oor hoe om te lees, wanneer om te lees en met begrip te lees, wil ek vir julle amper smeek en sê, laat hulle saam met julle hardop lees, want dan toets jy hulle leesvaardighede, hulle uitspraakvaardighede, sowel as hulle kennis van die lees wat hulle tans mee besig is. So dit is alles belangrik wanneer dit kom by lees. Ja, lees mag dalk nie nou belangrik wees nie, maar onthou, kinders leer by ons. Hulle leer deur ons aksies te sien. So as hulle sien jy het 'n liefde vir lees, gaan hulle outomaties ook 'n boek vat en sê, o, maar kyk mamma, kyk pappa, ons lees vandag 'n storie. Dan sê jy, dis goed my kind, ons lees saam. En onthou, dit wat jy voor 'n liefde het, gaan op die einde iets word wat jou kind voor liefde kweek, want hulle leer by jou. Ek hoop jy kon iets leer uit hierdie video uit, en ek hoop dit kon vir jou 'n bietjie meer inligting gee oor die leesvaardighede en leesaspek van 'n kind se lewe. En ek hoop jy het 'n goeie dag verder. Bye!